So saam met Openbaring 1. Ons lees die hele hoofstuk. Openbaring 1 vanaf vers 1. Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes bekending gegee het. Dit wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar, wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Genade vir julle en vrede van hom wat is, en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het, konings en priesters van sy God en Vader. Aan hom die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here. Wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die uitland wat Patmos genoem word. Terwille van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassyn. Dit sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skrywe wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna, en Pergamus en Thyatira, en Sardis en Philadelphia, en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord in die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blinkkoper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie water. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. En sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste, en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het. Die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes. Die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Ons fokusgedeelte is vers 12 tot 16, ek gaan dit net weer lees. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op sy voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë was soos 'n vuurvlam. En sy voete soos blinkkoper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie water. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. En sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Geliefdes, Openbaring
sou met goeie rede die Exodus boek van die Nuwe Testament genoem kon word. Dis reeds in Exodus 19 na die deurtog deur die skelpsee dat die Here vir sy volk daar by Sinaï gesê het: "Julle sal vir my 'n koninkryk van priesters wees." In Openbaring 1:6 lees ons dat Christus ons konings en priesters gemaak het vir ons volk. Van Openbaring 6 af lees ons van die verskriklike plaag wat die mense tref. En ons lees uiteindelik in Openbaring 15 van die groot oorwinning en dat die kerk daar 'n lied van Moses en die lam sing by die see van glas. Kan jy onthou die volk die lied van Moses gesing het? Daar by die Rooi See in Exodus 15, nadat die Here die Egiptenaars daar verdrink het. Die engel van die Here, Christus in die Ou Testament, het aan Moses verskyn in die brandende doornbos. Hy het sy volk verlos en hulle uitgelei na die beloofde land. Daarvan het die boek Exodus verkondig. Christus het dit egter weer kom doen. Die volk van die Here is tans ook besig met 'n magtige Exodus en die engel van die Here het sy gemeente gelei. Hierdie Exodus na die nuwe aarde het begin met die hemelvaart van Christus. Meeste mense stem saam dat die boek Openbaring in 2 dele uiteenval. Dis die eerste 3 hoofstukke wat te maak het met die 7 gemeentes in Klein-Asië en die tweede gedeelte van hoofstuk 4 af wat die gesig van Johannes bevat. Wat ons egter nie moet miskyk nie, is dat dit nie net die briewe is wat aan die gemeentes gerig is nie, maar die hele boek Openbaring. Die tweede deel van Openbaring het alles met die gemeente te doen. Ons sien dit al in Openbaring 1:4 dat die hele boek Openbaring aan die gemeentes gerig is. Ons sien dit ook in vers 19 dat die dinge wat is en wat gaan gebeur neergeskryf word ter wille van die gemeentes. Dit gaan nie net in die eerste 3 hoofstukke oor die gemeentes nie, maar dit gaan in die hele boek Openbaring oor Christus en sy kerk. In Openbaring staan Christus wat sy volk uitlei volledig sentraal. Daarom rig hy ook persoonlik aan elke brief en ook soos die res van die boek Openbaring. Die gemeentes het dus ook die ander gemeentes se briewe ook gekry en ook die res van Openbaring gelees. Dis Christus wat sy volk gelei na die nuwe aarde. Hy doen dit in die mees heerlike gemeenskap met haar. As ons gewoonlik nou vergeet van Christus en sy kerk, begin Openbaring ons te verskrik. As ons vergeet van hoofstuk 1, maak Openbaring geen sin. Ons moet weet dat die 7 gemeentes in die kerk in haar volheid verteenwoordig. Daar was ook ander gemeentes in Klein-Asië in daardie tyd. Alhoewel Openbaring op spesifieke gemeentes gerig is en aan daardie gemeente afgelewer is, sluit dit die hele kerk in wat deur al die eeue gevorm het. Johannes is hier op die eiland Patmos. Hy is wandeling. Dis 'n Sondag. Dit is die eerste dag van die week, die dag van die Here. Dit is ook die dag waarop ons Here Jesus Christus opgestaan het. Vol van die Heilige Gees. Deurdrink met sy krag, sien Johannes se gees. Die gesig begin nie eers in Openbaring 4 nie. Nee, dit begin reeds in Openbaring 1. Voordat hy sien, hoor hy egter eers iets. 'n magtige stem soos 'n bassein wat blaas. Onthou jy die bassein by Sinaï wat gemaak het dat die volk gebewe het. Christus sê dan hier, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Dit herinner ons aan die Openbaring van Moses. Ek is wat ek is. Alles, maar alles begin en eindig by Christus. Skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit aan die 7 gemeentes. Christus wil dus dat die hele gesig van Johannes spesifiek aan die gemeentes gestuur moet word. Sy kerk moet hoor, hulle moet dit alles kan lees.
Hierdie gesig is nie net vir Johannes bedoel nie. Johannes was slegs die boodskapper. Die gesig van Christus was spesifiek bedoel vir sy kerk, vir ons. Die gesig is bedoel om ons te troos, om ons te bemoedig dat ons nie sal uitsak nie. Wanneer Johannes aan omdraai, sien hy heel eers die 7 goue kandelaars. Onthou dat die boek Openbaring op geen wyse verklaar kan word sonder die boeke van die Ou Testament. Ons het al reeds gehoor hoe belangrik die boek Eksodus is. 'n Goue kandelaar gryp dadelik ons gedagtes vas en verplaas dit na die tabernakel, soos in die Ou Testament. Ons moet dadelik daaraan dink. Die kandelaar daar in die heilige van die tabernakel met sy 7 vlamme wat nooit opgebrand het. Dit was 'n simbool van die lig van die woord, deur die krag van die Gees. Dit was 'n simbool van die evangelie wat deur die kerk gedra word in 'n donker wêreld. Christus laat sy lig skyn deur die kerk aan wie hy sy woord toevertrou het. Dan sien Johannes iemand tussen die kandelaars. Hy sien vir Christus in sy hemelse heerlikheid. Hy sien die seun van die mens wat tegelykertyd ook die seun van God is. Hy sien die engel van die Here nie net van agter soos Moses nie. Hy sien hom van aangesig tot aangesig. Dit wat hy van die Here sien sal ook telkens in die 7 briewe na vore kom. Aan Efese skryf hy, dit sê hy wat die 7 sterre in die regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Aan Smyrna, dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en wat lewend geword het. Aan Pergamus, dit sê hy wat die skerp besnydende swaard het. So gaan dit aan. Die heerlikheid van Christus is onsagwekkend. Die wit klere met die gordel om die bors is echt koninklik en dui dus op die oorwinning. Die witheid van sy hare en gesig dui volkome op die heiligheid. Sy oë soos vuurvlam beteken dat hy alles deursien. Sy voete van brons dui daarop dat hy alle weerstand vernietig. Sy stem soos baie waters dui daarop dat alles buig voor sy woord. Sy woord wat soos 'n swaard uit sy mond uitgegaan het, dui ook op die oordeel wat ons sal ontvang. Sy aangesig skyn soos die son in sy krag, sodat jy nie stil daarna kan kyk nie. Wanneer Johannes dit sien, word hy soos 'n dooie. Die heerlikheid van die Here verskrik hom, maar ons moet onthou dat Christus het betaal. Hy is vir ons geslag. Met die kruisiging is ons sondes weggeneem. Dit is egter belangrik om te weet dat die kruis nou leeg is, maar die graf is ook leeg. Daarom hoor Johannes die bekende woorde wat profete deur die eeue gehoor het. Moenie vrees nie. Hoekom moet hy nie vrees nie? Want Christus sê hy is die eerste en die laaste. Alles trek in Christus saam. Die betekenis van die hele skepping, die skepping van God, trek in hom saam. Hy was dood. En kyk, hier staan hy in die lewe tot in ewigheid. Daarom moet ons as sy kerk nie bang te wees. Ons Here was dood. Hy het waarlik gesterf. Hy het die verskrikking van die dood op homself gedra. Dit wat vir ons as mens so bang was, het hy vir ons gelei. Die dood. Die dood na liggaam en na siel. Hy het ons sondes in die vloek gedra. Dit is egter belangrik om te weet dat hy nie net daar gebly het. Hy het die dood afgevolg. Hy het die dood verhaal uit sy lewe. Hy het die dood aan die nekveld gegryp en die smarte van die dood ontwrig. Die dood kon hom nie onthou nie, want hy is die lewende. Hy is ons ewige en lewende God. Daarom hoef Johannes ook nie te vrees nie. Daarom hoef ons die heerlikheid van die Here nie te vrees nie. Christus het nie gekom om vir hom wat Johannes is en vir ons wat die kerk is te verkeer nie. Inteendeel,
Hy het die dood oorwin sodat ons kan lewe. Hy het oorwin sodat ons sy aangesig kan sien. Daarom hou hy die sleutels van die dood en die dode en die Satan. Wat 'n magtige troostvolle openbaring is dit. Hy is die eerste en die laaste. Die ewige lewende God kom in al sy ewigheid en majesteit en sê, ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Want ek was dood en kyk nou, ek lewe nog. Daarom kan ons ook lewe. Daarom sal my kerk lewe, al is my oordeel besig om los te bars oor die wêreld. Daar is egter nog een deel van die gesig wat ons mooi moet raak sien. Ons het gesien wie Christus is, maar nou moet ons ook kyk wat Christus doen. Hy is tussen die 7 kandelaars en hy hou die 7 sterre in sy regterhand vas. Die kandelaars en die sterre word vir ons verklaar in vers 20. Die kandelaars is die gemeente en die sterre is die engele van die 7 gemeentes. Christus is in die middel van die kandelaars. Hy is tussen die kandelaars. In ons eerste brief aan die gemeente in Efese staan daar betekenisvol dat hy die 7 kandelaars intussen die 7 kandelaars behandel. Dit is ons bekend. Ons lees al die eerste keer van die wandel in die tuin van Eden, dat die Here in die aand wandel. In die Hebreëus is die woord vir wandel in 'n spesifieke werkwoord vir. Dit wys daarop om die heen en weer te doen, op en af te loop. Dis die koning wat heen en weer loop en sy heerskappy bevestig. Tweedens wys dit ook op die innige gemeenskap, as die koning heen en weer loop tussen sy volk. Die tuin en die tabernakel was ook baie reg verbind aan mekaar. Die tabernakel het trouwens teruggegryp na die tuin. Daarom is het nie vreemd dat ons in Levitikus en Deuteronomium die volgende lees. In Levitikus 26 vers 12, en ek sal in julle midde wandel en vir julle God wees, en julle sal vir my volk wees. Deuteronomium 23 vers 14. Want die Here jou God wandel midde in jou laar, en jou te red en jou vyand en jou dood. Heen en weer loop hy in die laar, op en af. Hy voer sy heerskappy en hy beoefen gemeenskap met sy kinders. Dis presies wat ons hier in Openbaring 1 vind. Christus, die ewige koning, voer heerskappy, en hy leef in die mees innige gemeenskap in die kerk. Hy loop tussen die kandelaars. Die Here doen nog iets. Hy hou die 7 sterre in sy regterhand. Die 7 sterre word dan die engele van die hemel genoem. Beteken dit dat die gemeente 'n engel uit die hemel gehad het wat die gemeente opgepas het? Nee, geliefdes. Hierdie engele is iets baie meer voor jou as liggings. Die woord engel beteken boodskapper. Dis die predikant van die gemeente. Waarom hou die Here die boodskapper in sy regterhand? Want dit gaan om die evangelie. Die gemeenskap met sy kerk in plaas met die kragtige werk van die Gees en in die kragtige verkondiging van die evangelie. Christus hou die boodskappers. Hy hou die predikante vas, want hulle is stof, nietig, elendig en onbekwaam. Maar hy hou hulle vas sodat die gemeente sy stem kan hoor. Dis nog 'n magtige troos vir die dienaars van die woord. Dis nog 'n magtige troos vir gemeentes. Die Here hou die woordbedienaars vas sodat die gemeente sy stem kan hoor. So is hy op pad met sy kerk in die magtige eksodus na die beloofde land, na die nuwe aarde. Ons moet dit in hierdie wêreld nie vergeet nie. Ons moet dink, ons moenie dink ons moet ewige blyplek hê nie. Ons is pelgrims, ons is vreemdelinge. Dis nie van hierdie wêreld nie. Christus lei sy volk uit hierdie wêreld na 'n nuwe wêreld.
Ons moet daardie perspektief behou, sodat ons nie so verknop en verkneg raak aan en deur hierdie wêreld. Hy het ons aan juis in slawerny gebring. Ons kan so maklik hier werk en strooi en lewe asof hierdie ons blyplek is. Asof alles van ons hier lê. Ons moet werk en gehoorsaam wees en die skepping onderwerp tot die Here se heerlikheid. Ons mag nie soos monnike en nonne in kloosters wegkyk, maar ons moet leef en werk. Vertrou aan ons roeping terwyl ons sien hoe dat Christus met ons op pad is. Ons moet nooit vergeet dat ons besig is met 'n exodus uit hierdie wêreld. Van die gemeentes het begin vergeet, hulle het die uitsig verloor. Dis dan dat Christus vir elke brief stuur om hulle te waarsku, voordat hy die res van sy pad in die kerk gaan openbaar in hoofstuk 4. Geliefdes, ons koning se pad met hom. Ons kan en mag nie agterbly, want daar is vir ons geen lewe buite Christus nie. Ons is nie slawe van die wêreld nie, ons is dan juist vrygekoop. Boonop is die plek waarheen ons op pad is beter as alles waaroor ons kan dink, of waarvoor ons kan bid. Laat ons stip luister na die stem van hom wat dood was, maar nou in ewigheid leef. Ons moet nie bang wees nie. Die heerlikheid van die Here, waarmee hy die wêreld oordeel, moet ons nie verskrik nie. Dit moet ons vertroos. Kyk vanoggend in die oë van geloof. Kyk hierdie week in die oë van geloof en jy sal sien. Jy sal hom sien. Magtig wandel hy in die middel van sy gemeente. Terwyl ons magtig uitlei na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Amen.